verrijst oorwinnaar van die dood en hel, en hy leef as koning van die groot heelal. En hy leef, ja, hy leef, halleluja, Christus leef. O, daar staan hy op uit die graf, weer oor al die vyjandsmag. Hy verrijs oorwinnaar van die dood en hel, en hy leef as koning van die groot heelal. En hy leef, ja, hy leef, halleluja, Christus leef. O, daar staan hy op uit die graf, triomfeer oor al die vyjandsmag. Hy verrijs oorwinnaar van die dood en hel, en hy leef as koning van die groot heelal. En hy leef, o ja, hy leef, halleluja, Christus leef. O, daar staan hy op uit die graf, triomfeer oor al die vyjandsmag. Hy verrijs oorwinnaar van die dood en hel, en hy leef as koning van die groot heelal. En hy leef, ja, hy leef, halleluja, Christus leef. Hy het opgestaan, hy leef, hy het opgestaan. Hy leef, hy leef, hy leef, halleluja, hy leef, hy het opgestaan. En hy is hier om ons te sien, hy is hier om ons te sien. Hy is hier, hy is hier, hy is hier, halleluja, hy is hier om ons te sien. Ja, hy leef, hy het opgestaan. Hy leef, hy het opgestaan. Hy leef, hy leef, hy leef, halleluja, hy leef, hy het opgestaan. En hy is hier om ons te sien. Hy is hier om ons te sien. Hy is hier, hy is hier, hy is hier, halleluja, hy is hier om ons te sien. Hy is hier om ons te sien. Hy is hier om ons te sien. Hy is hier, hy is hier, hy is hier, halleluja, hy is hier, hy is om ons te sien. O, want hy leef, hy het opgestaan. Hy leef, hy het opgestaan. Hy leef, hy leef, hy leef, halleluja, hy leef, hy het opgestaan. Prys die Here en hy is hier om ons te sien, halleluja, hier om ons te sien. Hy is hier, hy is hier, hy is hier, halleluja, hy is hier om ons te sien. Ja, hy leef, hy het opgestaan.
ransomed me. He is the power that sets me free. Yes, He's risen life, He has given unto me. For Jesus is alive, oh yes, Jesus is alive. Hallelujah, Jesus is alive, oh yes, He is the blood that ransomed me. Yes, He is the power that sets me free. Yes, He's risen life, He has given unto me. For Jesus is alive. Oh, Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. He is the blood that ransomed me. Yes, He is the power that sets me free. He's risen life, He has given unto me. For Jesus is alive. Oh, Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. He is the blood that ransomed me. He is the power that sets me free. He's risen life, He has given unto me. Oh Jesus is alive. Halleluja. Hy lewe, hy het opgestaan. Prys die Here. En hy leef. Halleluja. Prys die naam van die Here. Dankie Here Jesus, ons prys U. Halleluja. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Baie, baie dankie Vader, dat U deur die bloed van die ewige testament U seun teruggeroep het uit die dode, teruggebring het en ons eer U daarvoor. Baie, baie dankie Here Jesus, dat ons weet, dat U in, deur en met U bloed, alles bewerk tot ons saligheid. En daarvoor wil ons U eer en loof in hierdie dag. Selfs die opstanding uit die dode is deur die bloed bewerk. Saam met die werking krag van die Heilige Gees. Ons wil baie, baie dankie sê, dat ons in hierdie dag in Jesus Christus aanbid, wat geleef het, gesterf het, opgestaan het, en wat lewe tot in alle ewigheid. Here, ons wil baie dankie sê, dat ons het ook hierdie opstandingslewe van U ontvang, en ons eer U, dat ons ook deur U bloed, die ewige lewe eendag sal kan beerwe. Aan U gee ons al die lof en die eer en die aanbidding van ons harte, want daar is niemand anders wat dit vir die mens kon doen. En ons dankie dat U het ons skuld geneem, U het ons sonde weggeneem. Ja, Here, U het alles vir ons gedoen, deur U bloed, sodat ons eendag as die gemeente van die eerstgeborenes, wat deur U bloed gekom het, in die hemel sal vergader, in die nuwe stad Jerusalem sal vergader, daar waar ons 'n feestelike vergadering sal hê, tot eer van U naam vir alles wat U vir ons gedoen het. Baie, baie dankie vir U woord, waarna ons in hierdie môre sal luister. En ons gebed is, Here, dat die Heilige Gees ons sal leer en lei in die hele waarheid, sodat wanneer ons die woord van die Here bring, dat ons deur die Heilige Gees gedrywe die woorde van God sal spreek, van waarheid en gees, heerlikheid, genade. En ons dankie dat ons dan in hierdie oomblik kan vra, Here, dat U elke oor sal bestryk met U bloed, sodat elke oor kan hoor wat die Gees aan die gemeente kan sê, en laat ons kennis en insig sal kry, wat het alles gebeur met U opstanding. Aan U eer, al die eer
dat u ons oë van ons verstand verlig het, sodat ons kan verstaan en kan insien in die onsienlike dinge. Baie dankie daarvoor, in Jesus se mooi naam en ons prys U. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie môre saam te wees. Ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is pastoor Flippie Gerber. Telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. Ons het nou die kruisiging gehoor. Ons het dit wat in die doderyk gebeur het gehoor. En nou is ons by die opstanding. Ek wil, voordat ek met dit begin, wil ek vir u lees hoe dit werk by die opstanding. En hoe dit gekom het, dat daar 'n opstanding plaasgevind het. En ek wil net hierdie versies lees in Filippense, 2de hoofstuk. Ek het dit al gelees, want hierdie gesindheid, die van die 5de vers, moet in julle wees wat ook in Christus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself onledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. In gedaante gevind as mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en wat op die aarde en wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van die Vader. Halleluja. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Baie interessant. Ons kan ons eie heil uitwerk met vrees en bewering deur gehoorsaamheid. En wat is die grootste gehoorsaamheid? Die gehoorsaamheid van die Here Jesus was daar, die gehoorsaamheid tot die dood van die kruis. En ons moet gehoorsaam word. Nou, tot die dood van die kruis, of saam met Christus, die dood van die kruis te sterwe. Dis die vernaamste gehoorsaamheid. Maar wat hier vir my interessant is, hy sê, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. En ons weet dat die Here Jesus het vlees en bloed geword. Halleluja. Christus het vlees en bloed geword in die Here Jesus. En wat hier baie belangrik is, hy sê, hy het homself ontledig. Nou, ontlediging, ek wil net vinnig iets verduidelik van die ontlediging. Die Here Jesus is die koning van die konings en die Here van die Here. Halleluja. Alle heerskappy, alle mag, alle gesag is aan hom gegee. Maar hier's 'n baie interessante ding. En dit is dat die Here Jesus ontledig homself van dit alles. Om 'n lam te word. Een slaglam. Dit meen die oomblik toe die Here Jesus op hierdie aarde gebore word, of net voordat hy gebore word, het hy alles aan die Vader oorgegee. Hy het sy koningskap, sy koninkryk, sy heerskappy, sy mag, sy gesag, hy het alles aan die Vader oorgegee. Dit is waarom die Here Jesus gebid het. Onse Vader wat in die hemel is, laat u koninkryk kom. Want sy koninkryk en sy koningskap het hy aan die Vader oorgegee. Nou vra hy vir die Vader, laat u koninkryk kom. Nou, Christus se koninkryk is ook die Vader se koninkryk, want die Vader het hierdie koninkryk aan sy seun gegee. So, dis al wat die seun gedoen, hy het homself ontledig van
alle heerskappy en net dit aan die Vader gegee. Waarom het hy dit gedoen? As ek dit so kan sê. En dit is dat die Here Jesus, wat die koning is, waarvan hy praat, hy sê, kyk jou koning kom, Jerusalem, kyk jou koning kom, en hy ry op die rug van die eseling. Hy sê dit in die Ou Testament. En toe die volke koning soek, toe sê die Here, julle het my as koning verwek. So, hy is koning. Ek ben daar waar hy by Melchisedek wat aan Abraham verskyn het. Melchisedek beteken koning van vrede. Wie is die koning van die vrede? Christus, want hy is die vredevors. So, daar was hy al koning gewees. En van die begin af, hy was die koning van die konings. Van ewigheid af. Nou, hy was Here van die Here. En hy gee sy koningskap met alles wat hy het, as 'n koning. Nou, hy ontledig homself, en hy kom in wat? Hy sê hierso, hy sê deur 'n gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. En gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word. Baie interessante ding. 'n Koning moet nou gehoorsaam word. Halleluja. Aan wat? Aan die wil van sy Vader. En hy het gekom om sy wil te doen, en te roep hy op die kruis uit, dit is volbring. Nou, hierdie ding is in my wonderlik. So, hy is 'n koning, tot 'n lam, die lam van God, aarde toe. En toe hy opstaan, toe staan hy op, as hoëpriester. Jy moet baie mooi kyk. Hoëpriester. Nou, hier is 'n interessante ding. Die koning kan alles regeer. Die hoëpriester het 'n bediening. So toe Christus opstaan uit die graf, hy sê, daar staan hy op die graf, triomfeer oor al die vyandmag. Hy verrys uit die graf uit, en hy heers as koning. Ja. Toe Christus uit die graf opstaan, toe het hy geen heerskappy van 'n koning. Want hy word 'n priester, 'n bedienaar, om wat? Om die mens te dien. Ja. Te dien met wat? Met die saligheid wat daar is deur sy bloed. Nou hier is 'n wonder, dat as hoëpriester, ek gaan nou die skrif lees, as hoëpriester wat uit die graf, die hoëpriester wat uit die graf het opgestaan het. Halleluja. Dis waarom die woord sê, hy was, en toe is hy nie daar nie, want hy het gesterwe. En hy sal wees tot in alle ewigheid, die oomblik toe hy opstaan. Nou, wat hier is, wonderlik is dat die, hy is 'n bedienaar van 'n hemelse tabernakel. En daar is net een iets waarmee hy kan bedien, en dit is die bloedoffer. Dit meen, die lam wat geslag is. Baie interessant, koning, 'n lam, sodat sy liggaam die offer kan word. En dat toe hy opstaan uit die graf het, as hoëpriester, toe kon hy daardie offer gebruik in 'n hemelse tabernakel. En hierdie is in my baie wonderlik. As jy na alles kyk, alles, die enigste iets van hierdie aarde en van die mens wat in die hemel opgeneem is die bloed van Jesus. Hierdie offerlam se bloed. Dit meen die offer self, die liggaam, en die bloed.
Want as hoëpriester moet hy 'n offer hê om mee te werk en mee te bedien, of te dien. En hierdie offer is sy liggaam, en sy liggaam sluit die bloed in. Dis waarom hy praat van hy het vlees en bloed deelagtig geword. So ons het nou 2000 jaar later nog steeds te doen met die hoëpriester en met die offer van sy liggaam en sy bloed. Dis al waarmee ons te doen het. Ons het geen heerskap nie. Die Here sê, ek gee aan julle die mag oor al die krag van die vyand. Dis reg. Die Here gee ons daar die mag oor die krag van die vyand. Dis daar. En ons kan die werke van die duisternis bestraf. Dit is daar. Maar nou dat hy opgestaan het, halleluja, hy het alle heerskap, hy het alle mag, alles ontvang. Maar hy skuif dit een kant toe, om as hoëpriester vir ons in te tree by God. Hoor wat sê die woord van die Here? Halleluja. As ek praat van die sterwe en die opstanding, die Here Jesus sterwe as 'n lam, wat geslag is, in en met sy bloed. En hy staan op as hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, deur sy bloed, in sy bloed, met sy bloed. U moet baie mooi oplet. Deur sy bloed, in sy bloed, met sy bloed. Want hierdie bloed is die bloed van die kruis. Halleluja. Om 'n bedienaar te wees van 'n hemelse tabernakel wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Hy sê in Romeine 8 vers 2, 'n bedienaar van heilige dinge en van 'n ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. Hy is 'n bedienaar daar. Hy sê die 11de vers in die 9de hoofstuk van Hebreërs, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Die tabernakel in die woestyn was 'n afbeelding van die ware een in die hemel. Onthou dit. Hy sê dan in die 21ste vers van die 9de hoofstuk, en hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met bloed besprinkel. Dit meen, Christus het met sy bloed, in sy bloed, deur sy bloed, in hierdie tabernakel ingegaan as hoëpriester. En hy het alles met bloed besprinkel. Dit is wat die opstanding bewerk het. Want selfs sy opstanding het deur die bloed gekom. Kom net gou verder gaan. En hy sê in Openbaring 21 vers 3, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mens, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Die tabernakel is by die mens. Wat gaan gebeur? Nadat die Here gekom het, en die 1000 jaar verloop het, na die 1000 jaar, daar is 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En hierdie tabernakel, die hemelse tabernakel, sal op die nuwe aarde neerdal. Dis waarom hy sê, die tabernakel van God is by die mens. Nou wie vind ons in die tabernakel? Christus Jesus. Dit meen as hierdie tabernakel neerdal op die nuwe aarde, dan is Christus by ons in hierdie tabernakel op die nuwe aarde. Dis waarom hy sê hierdie woorde. Hy sê van God is by die mens en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Waarom? Want die tabernakel het neergedaal op die nuwe aarde, wat die nuwe hemel het, en Christus is
as bedienaar binne in hierdie tabernakel, met sy bloed, in sy bloed, deur sy bloed. En ons het nou geword van sy bloed, want omdat ons nou van sy bloed geword het, is ons erfgename. Ek meen, as mense wil weet of iemand 'n erfgenaam is, dan vra hulle, is julle van ons bloed? Halleluja. So daar's 4 dinge, in sy bloed, deur sy bloed, met sy bloed, van sy bloed. Ons is erfgename. Halleluja, onthou dit. En dan gaan hy verder en hy sê hierdie mooi woorde. Hebreërs 4 vers 14, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemel gegaan het, naamlik Jesus die Seun van God, laat ons die belydenis vas. Wat 'n belydenis? Die belydenis van sy bloed. Daar's nie 'n ander belydenis nie. Ons moet Jesus verkondig, dis ons belydenis, as gekruisigde. En dat sy bloed vir ons gestort is. Dis die belydenis. Halleluja. En dan gaan hy verder, Hebreërs 4 vers 15, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Dan die Hebreërs 5 vers 1, want elke hoëpriester wat uit die mens geneem word, tree ten behoeve van die mens op in die dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes en offers vir die sonde te bring. En dit het die Here Jesus gedoen. Wat 'n gawe? Wat 'n gawe het die Here vir ons gebring? Hy is die genadegawe. En hierdie genadegawe is genade, want die woord sê hy is vol van genade en waarheid. Genadegawes, die Heilige Gees is ook 'n gawe, dit meen genadegawe, en offers. En offers. Dit meen die genade is daar, die Heilige Gees daar, is as gevolg van die offer wat vir die sondes gebring het, kan ons hierdie genadegawes bekom. Dan gaan hy verder in Hebreërs 6 vers 20, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. Hebreërs 7 vers 26, want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskei is van die sondaars, en wat hoër as die hemel geword het. Hebreërs 8 vers 1, die hoofsaak nou van alles wat ons sê is dit, ons het so 'n hoëpriester, wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van God, van die majesteit, in die hemel. Hier is die wonderlikste, waarom het Jesus weer na sy Vader teruggegaan, en aan die regterhand van die majesteit? Hy het teruggegaan na die Vader as hoëpriester, nie om as 'n koning op die troon te sit nie, maar as 'n hoëpriester langs die Vader. So, ek wil net dit vir jou sê. Moenie die koningskap van Christus vandag gebruik om te dink jy doen iets wonderlik nie. Waarom gebruik jy nie die hoëpriesterskap om mense te beïndruk? Nou, mense loop rond en sê hulle, Jesus is koning. Jesus is interessant. Jesus self was nooit 'n koning geweest. Hy was 'n mens. Maar toe hy opstaan, toe word hy hoëpriester. So as ons wil roem in enige gesag of mag, kom ons roem in die hoëpriester, want hy het die mag om jou sondes te vergewe deur sy bloed. Hy het die gesag om jou uit die dood uit lewend te maak. Dis wie hy is, hierdie hoëpriester. Maar hy tree nie as 'n koning op nie. Hy's 'n bedienaar van 'n hemelse tabernakel en hy het die bediening van versoening deur sy bloed. Halleluja. En nou gaan hy verder en hy sê hierdie woorde. Hebreërs 8 vers 3, want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring, daarom moes hy ook iets hê om te offer. Halleluja.
Christus word aangestel, hy sit aan die regterhand van God as hoëpriester, hy word aangestel as hoëpriester in 'n hemelse tabernakel, deur wat? Deur sy bloed, in sy bloed, met sy bloed, om wat te doen? Om offers te bring. Wat se offer het hy gebring? Sy liggaam is die offer. En in hierdie offer is die bloed. Dis waarom ons praat van die bloedoffer. En dit het hy gebring vir te wille van ons sondes, om ons vry te maak van dit. Nou, hier is 'n baie interessante ding. Toe die Here Jesus opgestaan het, hy sê die eerste dag van die week, ek gaan nou nie die vers lees nie, ek gaan net lees dit wat belangrik is. Het hy eers, aan wie het die Here homself eerste geopenbaar en verskyn? Aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duiwels gedryf het. En hy sê, die discipel, Simon, die Here het aan Simon verskyn, en hy het hierdie woorde uitgeroep, Simon, die Here het waarlik opgestaan. Johannes 2 vers 22, en toe hy opgestaan het uit die dode, het sy discipels onthou dat hy dit vir hulle gesê het, en hulle het die skrif geglo, wat die Here Jesus gespreek het, hierdie woorde. Hy het opgestaan. En nou sê in die Hebreërs 13 vers 20, maar die God van vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik Jesus Christus, die Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament, uit die dode teruggebring het. Baie interessant. Hy, met sy opstanding verskyn hy, en hy openbaar hom heel eerste aan Maria Magdalena. Halleluja. En wat hy nou hier vir ons sê, dat toe hy daar by haar staan, is dit die teken dat hy deur die bloed van die ewige testament uit die dode het opgestaan. Dit meen, hy staan by Maria Magdalena, lewend as gevolg van die bloed van die ewige testament. Nou, roem mense in die krag van die opstanding, en hulle preek oor die krag van die krag van die opstanding lê in die bloed. Want dis die bloed wat hom uit die dode teruggebring het. Nie iewers 'n krag nie. So die krag van die opstanding lê in die bloed. En hy staan met hierdie, hy staan by Maria Magdalena, deur sy bloed, in sy bloed, en met sy bloed. Wat interessant is, toe die Here homself openbaar, en hy spreek met haar, toe roep sy het Rabboni, dit beteken meester. En Jesus sê, van raak my nie aan nie. Want waarom? Hy sê, ek het nog nie opgevaar na my Vader, en na julle Vader, en na my God, en julle God nie, maar ga na die broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader, en julle Vader, en my God, en julle God. Dit meen, ek was nog nie daar nie, maar ek gaan nou opvaar. Maar hier is interessant. Halleluja. En dit is dat hy staan direct na sy opstanding by Maria Magdalena. Wat hy deur die bloed, in sy bloed, met sy bloed. En met dit, want hy gaan nou deur sy bloed, in sy bloed, met sy bloed, voor die Vader verskyn, in sy eie bloed. Ek wil nou vandag vir iets sê, daar is niks in die Nuwe Testament wat kon gewerk het, sonder die bloed nie. Sonder die bloed van die Here Jesus Christus nie. Die bloed van die kruis nie. Niks. Nie eers die opstanding nie. En ek sien dat oor die jare heen, predikers praat oor die opstanding, maar hulle praat niks van die bloed nie. Want die duiwel wil nie hê dat ons moet in die skrifte sien dat alles werk deur die bloed. Ek wil net gou iets noem. Hy sê in Hebreërs 13 vers 20, hy sê mag die God van vrede, ek het hom nou net gelees, die Here Jesus, die lam van God, sterf aan die kruis,
in sy bloed en met sy bloed. En word deur die bloed van die ewige testament, dit meen die Nuwe Testament in sy bloed, uit die dode teruggebring en staan op uit die graf. Halleluja. Dit meen die bloed het bewerk dat hy uit die graf uit opstaan as hoë priester volgens die orde van Melchisedek. Want hy werk met die offer in die hemelse tabernakel, die liggaam en die bloed. Ek weet toe hy opstaan uit die graf, toe het hy die bloed, want hy het deur die bloed gekom, hy het die bloed, dis sy bloed, sy eie bloed, halleluja, en hy is in sy bloed, en hy werk met sy bloed, en hy vaar so op na die Vader. Halleluja. En net verder gaan, deur die offerbloed, sonder smet, en hierdie is, halleluja, ek hoop jy verstaan het, wanneer ons praat van die opstanding, dan praat die kinders van die Here en ek self, die Here weet, ek het dit al die jare gepreek, nou, as diezelfde gees van Jesus, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, sal hy julle sterflike liggame lewend maak. Ek wil nou vandag vir u sê, dit is hoe die Heilige Gees met die bloed werk. Hoor wat hierdie prediker sê. Ons het al hierdie mooi goed gesê oor die Heilige Gees wat opwek en lewend maak alles. Maar ons het nooit by die kern uitgekom dat alles wat die Heilige Gees gewerk het, hy deur die bloed moes werk. Dit staan nooit so geskrywe nie, maar dit staan so geskrywe. Hy sê hierdie woorde, halleluja, ek net lees wat soos die Here vir my gegee het. Deur die offerbloed sonder smet kon die Heilige Gees, die Gees van God, Jesus uit die dode en graf opwek, of verwek, want dit het hy gedoen by Moeder Maria. Halleluja, dit wat in Moeder Maria verwek is deur die Heilige Gees, is die saad met sy bloed en lewe, alles in hom. So die Heilige Gees het dit verwek. Dit meen, wat het hy gebruik? Die bloed. Oh, halleluja. En hier is die wonderlikheid. Die skrif sê, 9 vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer. Julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Nou, deur die ewige Gees. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees sonder smet geoffer het. Deur wat? Deur die bloed. Deur die ewige Gees van God sonder smet geoffer. Halleluja. Ek hoop jy sien dit, die werking van die Heilige Gees saam met die bloed. Eintlik saam met Christus, wat deur sy bloed, in sy bloed, met sy bloed gekom het. En nou kan die Heilige Gees deur hierdie bloed. Halleluja, wat doen? 'n onbesmette offer. Sonder gebrek enigiets aan God bring. O, halleluja. Dis waarom hy in die hemel toe hy opgevaar het, met sy eie bloed in die hemel gesien is, as 'n lam wat geslag is. Halleluja. En ek is die Here so dankbaar. Weet jy, toe die Here met my praat oor die ding, besef ek ene, weet jy waarom is die Heilige Gees nie meer werksaam, nie meer kragtig. Halleluja. En dat die Heilige Gees werk in die Pink, ek praat van die Pinksterkerk.
Dis omdat die Pinksterkerk wegbeweeg het van die kruis en van die bloed. Daar is geen offer waardeur die Heilige Gees kan werk, behalwe die offerbloed van die lam. Niks, daar is geen. En ons spreek die Heilige Gees al die jare, sonder die bloed. Halleluja. Jy kan jou laat doop. En toe dink jy gaan daardeur gered word. Jy kan jou nie eers laat doop sonder die bloedoffer wat eers plaasgevind het nie. En dat jy jouself moet offer as 'n lewende heilige aan God 'n welgevalle offer, om jou gedurig deur saam met Christus te kruisig en jouself te dood, sodat jy kan lewe. En dit alles werk deur die bloed. Maar wat sê hy verder? Hebreërs 9 vers 15, en daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortreding onder die Eerste Testament, die wat geroep is, die belofte van 'n ewige erfenis kan ontvang. Ek wil nou vandag vir jou sê, as jy nie van die bloed van Christus is, maar jy moet eers deur die bloed, in sy bloed, met die bloed, kan werk. Halleluja. Dan is jy van die bloed. En dan is jy 'n erfgenaam. En dit het alles gewerk deur die bloed van die kruis. Deur die dode, deur die graf, deur die opstanding. Alles deur die bloed. Halleluja. Ek wil dit so uitdruk. In sy bloed, met sy bloed, deur sy bloed. En ek weet, is hy teruggebring uit die dode, uit die graf, deur dat die Heilige Gees hierdie offer bewerk het. O, halleluja. Prys die Here. Hy sê in kom ons kyk bietjie. Hy sê in Openbaring 5 vers 5, toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie weer nie, kyk, die leeu uit die stam van Juda, wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin. En ek wil nou vandag vir iets sê. Daar is net een oorwinning. Toe Christus aan die kruis hang, toe word hy 'n skouspel van die wêreld. En die duiwel het daaroor gejuig, tot op 'n stadium wat Christus op die kruis gehang het. Toe besef hy het verkeerd gedoen. Want die woord sê, as die heersers van hierdie wêreld geweet het, wie is die Here van die heerlikheid wat hulle gekruisig het, sou hulle hom nooit gekruisig het nie. En in 'n oomblik se tyd besef die duiwel met al sy trawante, hulle het 'n fout gemaak om Jesus te kruisig, en toe begin hulle die mense uitroep, as u die seun van God is, verlos u self en verlos ons. As u die seun van God is, kom van die kruis af en red u self. Die duiwel wou alles doen om Christus van die kruis af te kry. Hy kon hom nie van die kruis afhaal nie. Hy het hom wel gekruisig, maar hy kon hom nie van die kruis afhaal nie. En wat dit was te laat gewees. Halleluja. Want hy het gesien wat geskrywe is in die Ou Testament oor Jesus die gekruisigde wat sal sterwe en sy bloed sal vloei. Ek weet jy kan Jesaja 53 gaan lees. Ek weet daardie skrifte het seker in 'n oomblik se tyd by die duiwel opgekom, want hy ken die skrifte en hy het besef, maar hy moet van die kruis afkom. Dit het nie gewerk nie. Halleluja. En hy sê in die woord, prys die Here. Die Here Jesus, die lam van God, het aan die kruis gesterwe in sy eie bloed, met sy eie bloed en deur sy eie bloed. Nou, en soos ek al reeds gesê het, hy is uit die dode en uit die graf, deur sy bloed is hy teruggeroep in die lewe. Hebreërs
9 vers 12, ook nie met die bloed van kalvers en bokke nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Net die bloed kan vir my 'n ewige verlossing teweegbring. En dit is interessant, deur die werking van die Heilige Gees. Dit meen, die Heilige Gees werk die heeltyd saam met die bloed. Ek wonder net waarom het die Here nooit gesê dat die doop werk ook saam. Want die doop kan nie een van hierdie twee dinge doen. Maar kom ons gaan verder. Hebreërs 10 vers 29. Hy sê, hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die Seun van God vertrap en die bloed van die Nuwe Testament waardeur hy geheilig is, onrein ag en die Heilige Gees van genade gesmaak. Die oomblik as jy die bloed minder ag as die doop, nou, dan vertrap jy die Seun van God, want dit is sy bloed. En jy ag hierdie bloed nie rein nie, waardeur jy gered kan word nie. Hy sê, Hebreërs 13 vers 12, daarom het Jesus ook om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei. Waardeur word ons geheilig? Gee my enige skrif wat iets anders kan sê. Waardeur word ons geheilig? Deur sy eie bloed. En hy sê op een plek, die wat hy geheilig het, die geregverdig. Wat? Hy het hulle geregverdig van die sonde, want hy het hulle geheilig deur sy bloed. Nou, en wanneer ons geheilig word deur die bloed, word ons gered. Deur die bloed, die verlossing deur sy bloed. Nee? En nou is ons in sy bloed, en nou kan ons met die bloed werk. En ons het die bediening van versoening gekry. En as ons die bediening van versoening het, waarmee gaan ons werk? Deur die bloed, in sy bloed, met die bloed. Daar is niks anders wat jy kan werk by die bediening van versoening. Ek meen, as jy luister na al die boodskappe wat vandag rondgaan, nou dit gaan oor gesag, en dit gaan oor heerskappe, en dit gaan oor, die Here gaan jou so sê, en dit gaan hier oor gaan, alles, behalwe die bloed. Daarom het hy gesê, wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. So as ek in Jesus wil bly, moet ek sy vlees eet en sy bloed drink. En as ek wil hê, hy moet in my bly, dan moet ek sy vlees eet en sy bloed drink. God het hom voorgestel, hy sê in Romeine 3 vers 25, God het hom voorgestel in sy bloed, as 'n versoening. Wat is 'n versoening? Die versoening, om ons te versoen met God, deur die bloed van die kruis. En hierdie versoening bewerk, hy neem ons sonde weg, hy was ons skoon en rein, hy vergewe ons sonde, halleluja, en as dit gebeur, dan word die bloed vir my 'n versoening met God, want die Here Jesus kan my nie met God versoen, as ek nie deur die bloed gekom het. Gaan lees die skrifte, maar kom ons gaan net verder, halleluja, hy sê Lukas 22 vers 20, net so neem hy ook die beker na die eet en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort het. Dit meen, die Nuwe Testament is in sy bloed. Halleluja. Prys die Here. Dit kom ook deur die bloed. En die Nuwe Testament, wat vind jy in die Nuwe Testament? Met sy bloed. Alles in die Nuwe Testament. Heilige Gees met sy bloed. En interessant, die doop met sy bloed. Daar is niks wat werk sonder die bloed nie. So as jy nie eers deur die bloed, in sy bloed, met sy bloed is, vergeet om jou te laat doop. Halleluja. Wil net verder gaan. Hy sê, Hebreërs 5 vers 9, veel meer
dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, is daar enige iets anders, daar's iets voor die regverdiging deur in sy bloed, en dit is, wanneer ek God se woord glo, soos Abraham dit geglo het, word hierdie geloof vir my tot geregtigheid gereken. En nou dat ek dit God se woord glo, dat ek moet verlossing kry, redding kry, en vergifnis kry, vrymaking, reiniging, ensovoort, deur die bloed. As ek dit glo, en dit gebeur met my, en ek kom nou deur die bloed, dan word ek geregverdig in sy bloed. Ek word geheilig in sy bloed, eerste, dan word ek geregverdig in sy bloed. Deur hom gered word van die toorn. Dit in die oomblik as ek geregverdig word in die bloed, dan word ek deur hom gered van die toorn. Dit deur sy bloed. En nou, wanneer ek my laat doop, dan vervul ek alle geregtigheid. So, dit meen, wanneer ek geregverdig is deur die bloed, klaar geregverdig is, geheilig en geregverdig is deur die bloed, dan kan ek my laat doop, want nou vervul ek alle geregtigheid. En hier is die wonder. Hierdie geregtigheid kom deur die bloed. Dis waarom die woord gesê, bekeer jy, laat julle doop, in die naam van Jesus tot vergewing van sonde. Waarom? Want hierdie geregtigheid, wat jy nou moet doen, om jou te laat doop, daardie geregtigheid, het jou geregverdig van die sonde, so outomaties, wanneer jy jou laat doop, om alle geregtigheid te vervul, sal daar vergifnis vir jou wees, sal daar afwassing van sonde wees, sal daar alles wees, maar alles werk deur die bloed. Jy kan nie jou eie geregtigheid opbou sonder die bloed nie. En jy kan nie geregverdig word voor God sonder die bloed nie. Die doop kan jou nie regverdig nie. Maar jy moet alle geregtigheid vervul deur jou te laat doop. Net gou verder gaan. Ek kan baie daaroor sê, maar ek gaan nie nou sê nie. Hy sê hierdie woorde. Halleluja. Hy praat 1 Korintiërs 10 vers 16. Hy sê die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Jesus Christus nie. Die gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Nou sê hy, as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Dit meen, die gemeenskap met mekaar, wanneer ons in die lig wandel, bring outomaties die gemeenskap met sy bloed. Oh, halleluja, prys die Here. Ek is net jammer, ek kan nie uitwy nie, want, maar hierdie ding is vir my baie mooi. Hy sê, Romeine 5 vers 9, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is deur die bloed, deur hom gered word van die toorn, die beker van danksegging, Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade en die rykdom van sy genade. Wat het ons in hom? Want ons is in hom, in sy bloed, deur die bloed, met die bloed. Die verlossing deur sy bloed. Efesiërs 2 vers 13, maar nou in Christus het julle wat ver was, naby gekom, deur die bloed van Christus. En ek wil nou vir u sê, dit het begin werk na die opstanding. En nou gaan die woord van die Here verder. En hy sê in 1 Petrus 1 vers 2, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprinkeling met die bloed van Jesus Christus. Petrus sê, Petrus 1 vers 18, omdat julle weet dat julle deur verganklike dinge, silwer en goud, losgekoop is, uit julle ydelle lewenswerk, deur die Vaders oorgelewer. Nie deur verganklike dinge nie. Ons is losgekoop. Waardeur? Deur die bloed van Jesus. Dan sê hy 1 Petrus 1 vers 19, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos 'n lam sonder gebrek en vlekloos.
Johannes 1 vers 17. My sê maar, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, het ons gemeenskap in mekaar en die bloed van Jesus reinig ons van alle sondes. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe van alle ongeregtigheid reinig. Hy sê, toe sing hulle, Openbaring 5 vers 9, hy sê, want u is geslag en het ons vir God gekoop, met u bloed gekoop uit elke stam, volk, nasie en tale. Halleluja, ek is nou klaar. Openbaring 7 vers 14. Ek meen, deur die bloed het hy ons konings en priesters gemaak, sodat ons as priesters die bediening van versoening kan bedien. En dan gaan hy verder. Hy sê Hebreërs 12 vers 11, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het die dood tot hulle hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Sy eie bloed. En ek wil hier voleindig. Halleluja. En dit is dat. Hierdie ding is vir my wonder. Dat net deur die bloed kon die Here ons loskoop onder die wet met sy gebooie uit. Net deur die bloed. Want hierdie gebooie met die wet, hierdie skuldbrief, want ons almal was skuldig aan die wet met sy gebooie, maar hierdie skuldbrief het hy aan die kruis vasgenaal, om dit eens en vir altyd uit die weg te ruim, waardeur? Deur die bloed van die kruis. Halleluja. Ek wil net vandag vir iets sê. En dit is, wanneer ons met die opstanding besig is, kan ons nie die kruisiging los nie, want daar het die bloed gevloei. En die bloed werk van daaraf regdeur tot en met die opstanding, en na die opstanding werk dit vir ons regdeur die Nuwe Testament. Halleluja. Die opstanding is baie duidelik. Ek meen, die heel eerste gedeelte wat ek gedoen het, is baie duidelik die opstanding uit die dode. Christus opgestaan het. Die res, hy het opgestaan met die een doel, om met sy bloed voor die Vader te verskyn, met sy bloed, halleluja, sodat daar, deur sy bloed, alles vir ons bewerk kan word, saam met die Heilige Gees. So as jy die kruisiging en die opstanding van mekaar skei, dan sit jy met niks. Met absoluut niks. Halleluja. En onthou dit. As jy by die opstanding wil begin, gaan eers terug na die kruisdood. Na die bloed van die Nuwe Testament, en die Nuwe Testament in sy bloed, en kyk hoe werk die kruis, en die bloed van die kruis, die bloed van Jesus, hoe werk dit deur tot en met die opstanding. Ons het gister gehoor, dis wat Christus gaan doen het in die doderyk. Hy het met sy bloed, in sy bloed, deur sy bloed, het hy afgedaal om daar te preek vir die mense in die gevangenis, sodat hulle uit die dood uitgeroep kan word, deur die bloed. Halleluja. Jy moet die kruis dood saam met die afdaal na die doderyk en die opstand. Jy moet dit 'n eenheid maak. Ons doen dit in 3 dae. Maar as ons mooi gaan kyk, van die kruisiging in die doderyk en die opstanding, is dit, daar's net een lyn, is die bloed van Jesus Christus, het dit alles gedoen, met die werking en verwekking van die Heilige Gees in dit alles. En as jy eendag voor God gaan staan, en hy sien nie die bloed by jou nie, sal hy jou nie laat ingaan nie. Halleluja. Sorg dat jy deur die bloed kom, in die bloed kom, en met die bloed werk,
om die bediening van versoening te verkondig aan hierdie wêreld. Hy sê, gaan heen en maak disippels. Hoe maak ek disippels? Deur die bediening van versoening wat deur die bloed werk. Dis hoe ek 'n disipel maak. Die Bybel is nie uit mekaar getorring nie, maar dis wat die mense vandag doen. Hulle torring die woord uit mekaar uit. Hulle gryp hier 'n gedeelte en dan maak hulle 'n boodskap daarvan, 'n boodskap hiervan en 'n boodskap daarvan. Nou, en op die einde van die dag weet jy nie wat hulle sê nie. En daar is net een ding wat ons verbind met hierdie evangelie, met die Nuwe Testament, en dis die bloed van Jesus, van Matteus tot Openbaring. Net die bloed verbind ons aan alles. Halleluja. En dis waarom ek praat oor die opstanding wat plaasgevind deur die bloed van 'n ewige testament, saam met die werking van die Heilige Gees. Onthou dit. As jy die kruis sien, sien jy ook die opstanding. Want as Christus nie gesterf het nie, en sy bloed nie vergiet is, sou daar nooit 'n opstanding gewees het. En daar sou vir ons, as Christus nie gesterf het, en sy bloed vergiet is nie, sal daar nooit vir ons 'n opstanding gewees. So die kruis met die opstanding werk in mekaar. Jy kan hulle nie apart verkondig. Nie in God se woord nie. Jy kan enige skrif van my gaan uithaal in die Nuwe Testament, en ek sal vir jou wys dat die kruisiging en die opstanding kan nie van mekaar geskei word nie, want hulle is verbind met die bloed van die kruis. Totdat ons die dag opstaan, verbind met die bloed. Totdat Jesus kom, verbind met die bloed. Ons kan die bloed nie wegneem in enige opsig in die Nuwe Testament nie. Selfs in die Ou Testament word daar van hierdie bloed gepraat waarvan ons vandag praat. Nee. Ek kan sê my lewe het opgestaan. Waarom? As gevolg van die bloed en die werking van die Heilige Gees. Halleluja. Ek dank die Here. Ek het dit in my lewe gesien. Daar waar die bloed in 'n gemeente werk, daar doop die Here met die Heilige Gees, soos wat jy nie kan beskryf. Ek het dit in my lewe bevind. Persoon deur die bloed gekom het, waaragtig deur die bloed gekom. 'n broer, nog voordat hy gedoop is in water, dan doop die Here hulle kragtig met die Heilige Gees, en dan wat doop hulle. Halleluja. Dis wat ek in my lewe ondervind het. En vanaf die Here met my siel gered het op 11 jaar, was daar vir my niks so belangrik en so kosbaar, en wat in my wese gewerk het, en dis die bloed van Jesus. Niks. Ek sê dit weer, saam met die Heilige Gees. Want dis waarvoor die Here die Heilige Gees gestuur het, sodat hierdie onbesmette offer, deur die Heilige Gees, aan God geoffer is. Halleluja. Is die Heilige Gees werksaam, oralste waar die bloed in werking is. Prys die Here, en ons dank die Here, dat hy opgestaan het, sodat ons ook kan lewe. Halleluja. Vader, baie, baie dankie sê. Daar is niks wat ons kan loskoop en duur koop as die bloed van die lam. En ons dankie dat ons kan ons verbly in die opstanding. Want dis die teken dat u seun teruggebring het uit die dode deur die bloed van 'n ewige testament. Die teken vir ons dat ons deur die bloed kom, sodat ons eendag selfs in die doopwater saam met Christus kan opstaan in 'n nuwe lewe te wandel. Maar eendag, as ons hier gesterf, die opstanding uit die dode sal ondervind, wanneer u kom op die wolke, as gevolg van u bloed. Baie dankie daarvoor.
In Jesus naam seën elkeen, ons prys U daarvoor. Amen.